Goeiemorgen julle, ons gaan aan met 2 Samuel vanaf hoofstuk 16. Nadat Dawid van die top af 'n entjie verder getrek het, kom Siba, die dienaar van Mephiboset, met eens hom tegemoet met 'n paar opgesaalde esels en op hulle 200 brode en 100 rosynkoeke en 100 somervrugte en 'n sak wyn. En die koning het Siba gevra, "Wat wil jy hiermee maak?" En Siba sê, "Die esels is vir die huis van die koning om op te ry, en die brood en die somervrugte vir die dienaars om te eet, en die wyn vir die vermoeides in die woestyn om te drink." En die koning vra, "Maar waar is die seun van jou heer?" En Siba sê vir die koning, "Kyk, hy het daar in Jerusalem gebly, want hy dink, vandag sal die huis van Israel my vader se koningskap aan my teruggee." Daarop sê die koning vir Siba, "Kyk, alles wat aan Mephiboset behoort is joune." En Siba sê, "Ek buig my neer, mag ek genade vind in u oë, my heer die koning." En toe koning Dawid tot by Barium gekom het, kom daar vandaan juis 'n man tevoorskyn uit die geslag van die huis van Saul, met die naam van Simei, die seun van Gera. Hy het uitgekom en gedurig deur gevloek, en Dawid en al die dienaars van koning Dawid met klippe gegooi, alhoewel al die mense en al die helde aan sy regter en aan sy linkerkant was. En dit het Simei gesê terwyl hy vloek, "Weg, weg, jou bloedvergieter en jou degeniet. Die Hemelse Vader het al die bloed van die huis van Saul, in wie se plek jy koning geword het, op jou laat neerkom. En die Hemelse Vader het die koningskap in die hand van jou seun Absalom gegee. En hier is jy nou in jou ongeluk, omdat jy 'n bloedvergieter is." Toe vra Abisai, die seun van Seruja, vir die koning, "Waarom moet hierdie dooie hond my heer die koning vloek? Laat ek tog oorstap en sy kop afslaan." Maar die koning sê, "Wat het ek met julle te doen, seuns van Seruja? As hy vloek en as die Hemelse Vader aan hom gesê het, vloek Dawid, wie mag ek dan vra, waarom maak jy so?" Verder het Dawid aan Abisai en al die dienaars gesê, "Kyk, my seun, wat uit my liggaam voortgekom het, soek my lewe. Hoeveel te meer dan nou die Benjaminiet, laat hom staan, dat hy vloek, want die Hemelse Vader het hom dit beveel. Miskien sal die Hemelse Vader my ellende aansien, en sal die Hemelse Vader my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref." Dawid en sy manne het toe met die pad getrek, terwyl Simei al langs hom aan die kant van die berg gedurig loop en vloek, en al langs hom met klippe gegooi het en stof gemaak het. En moeg het die koning en al die mense wat by hom was, by die Jordaan aangekom en daar asem geskep. Die raad van Agitofel en die van Husai. Intussen het Absalom en al die manskappe, die manne van Israel in Jerusalem aangekom, en Agitofel was by hom. En net toe Husai, die Arkiet, 'n vriend van Dawid, by Absalom kom, sê Husai vir Absalom, "Mag die koning leef, mag die koning leef." Maar Absalom vra vir Husai, "Is dit jou liefde teenoor jou vriend, waarom jy nie saam met jou vriend getrek het nie?" Toe sê Husai vir Absalom, "Nee, maar aan hom wat die Hemelse Vader verkies, en hierdie volk en al die manne van Israel, aan hom behoort ek, en by hom sal ek bly. En ten tweede, wie sal ek dien? Is dit nie voor die aangesig van sy seun nie? Soos ek voor u vader gedien het, so sal ek voor u wees." Daarop sê Absalom vir Agitofel, "Julle moet raad gee onder mekaar wat ons moet doen." En Agitofel sê vir Absalom, "Gaan in by die byvroue van die vader,
wat hy laat agterbly het om die huis op te pas, dan sal die hele Israel hoor dat u gehaat gemaak het by u vader. En die hande van almal wat by u is, sal versterk word. Hulle het toe vir Absalom 'n tent op die dak opgeslaan, en Absalom het voor die oë van die hele Israel by die byvroue van sy vader ingegaan, en die raad van Agitofel in die dae gegee het, was asof 'n mens die woord van God geraadpleeg het. So was elke raad van Agitofel vir Dawid sowel as vir Absalom. Tot sover. Verder het Agitofel vir Absalom gesê, laat ek tog 12.000 man uitsoek en my klaarmaak en Dawid vannag agterna jaag, dat ek hom kan oorval terwyl hy moeg en slaap van hande is, en hom verskrik, dan sal die mense vlug wat by hom is, en ek sal net die koning neerslaan, en ek sal die hele volk na u terugbring. Die terugkeer van almal hang af van die man wat u soek. Die hele volk sal tevrede wees. En die woord was reg in die oë van Absalom en in die oë van al die oudstes van Israel. Maar Absalom het gesê, roep tog nou vir Husai die Arkiet, en laat ons hoor wat sê hy. Toe Husai by Absalom inkom, het Absalom met hom gespreek en gesê, so het Agitofel gespreek, sal ons sy raad volg, so nie spreek jy dan. En Husai sê vir Absalom, die raad van Agitofel hierdie keer gegee het, is nie goed nie. Verder het Husai gesê, u weet dat die vader en sy manne helde is en bitter van siel, soos 'n beer wat van haar kleintjies beroof is in die veld. Ook is u vader 'n krygsman, en hy sal nie by die volk vernag nie. Kyk nou, het hy hom weggesteek in een van die kuile en in een van die ander plekke. En as daar al by die begin enkele onder hulle val, en die mense dit hoor, sal hulle sê, die manskappe van Absalom volg het 'n nederlaag gelei. En dan sal selfs hy wat 'n dapper man is, wat 'n hart het soos 'n leeu, sy hart heeltemal versmelt, want die hele Israel weet dat u vader 'n held is, en dat dapper manne by hom is. Maar ek raai aan, laat die hele Israel van Dan tot by Berseba, soos sand wat aan die seestrand is, in menigte voltallig by u versamel word, en u moet persoonlik in die stryd trek. En as ons by hom inkom, in een van die plekke waar hy hom bevind, dan val ons op ons neer, soos die dou van die aarde val, sodat daar van hom en van al die manne wat by hom is, selfs nie een oorbly nie. En as hy hom in die stad terugtrek, moet die hele Israel toue aanbring en na daardie stad, en ons sal wegsleep na die spruit, totdat daar selfs geen klippe meer te vinde is nie. Toe sê Absalom en al die manne van Israel, die raad van Husai die Arkiet is beter as die raad van Agitofel, maar die Hemelse Vader het dit beskik om die goeie raad van Agitofel te verydel, sodat die Hemelse Vader die onheil oor Absalom kon bring. En Husai het aan Sadok en Abjatar die priesters gesê, so het Agitofel Absalom en die oudstes van Israel aangeraai, maar so het ek aangeraai. Stuur dan nou gou en laat Dawid weet, vernag nie by die woestyndriwe nie, maar trek sekerlik deur, anders word die koning en al die mense wat by hom is, vernietig. Intussen het Jonathan en Ahimaas by die fonteine van Rogel gestaan, terwyl die diensmeisies gaan om vir hulle berig te bring. Hulle moes dan weer gaan en dit aan koning Dawid oorbring, want hulle moes hulle nie laat sien deur die stad om in die stad in te gaan nie. Maar 'n seun het hulle gesien en dit aan Absalom meegedeel. Toe gaan hulle twee haastig weg en kom by die huis van die man in Bahurim, wat in die put
op sy erf wat 'n put op sy erf gehad het, en hulle het daarin afgesak. En 'n vrou het 'n doek geneem en bo oor die put opgetrek en graankorrels daarop uitgestrooi, sodat 'n mens niks kon merk nie. Toe Absalom se dienaars by die vrou in die huis kom, vra hulle, waar is Ahimaas en Jonathan? En die vrou sê vir hulle het die watertjie deurgegaan en hulle het gesoek maar niks gekry nie en na Jerusalem teruggegaan. Nadat hulle weg was, het hulle uit die put opgeklim en verder gegaan en aan koning Dawid berig gebring en aan Dawid gesê, maak julle klaar en trek gou die water deur, want so het Agitofel teen julle raad gegee. Daarop het Dawid hom klaargemaak en al die mense wat by hom was en die Jordaan deurgetrek, teen dat dit die môre lig geword het selfs nie een ontbreek wat nie die Jordaan deurgetrek het nie. En toe Agitofel sien dat sy raad nie opgevolg is nie, sal hy die esel op en maak hom klaar, en hy het aan sy huis in sy stad gegaan en aan sy huis bevel gegee en homself gewurg. So het hy dan gesterwe en hy is begrawe in die graf van sy vaders. Neerlaag en dood van Absalom vanaf vers 24. En Dawid het al in Miniam aangekom, terwyl Absalom deur die Jordaan trek, hy en al die manne van Israel saam met hom. En Absalom het Amasa in Joab se plek oor die leer aangestel, en Amasa was die seun van 'n man met die naam van Jitra, die Ismaeliet, wat ingegaan het by Abigail, die dogter van Naas, die suster van Seruia, Joab se moeder. En Israel en Absalom het laar opgeslaan in die land van Gilead. Net toe Dawid in Mahanaim aankom, bring Sobi, die seun van Nahaas, uit Raba van die kinders van Ammon, en Mager, die seun van Amiel, uit die Lodebar, en Barisalia, die Gileadiet, uit Roglim, beddegoed en skottels, en erdegoed, en koring en gars, en meel en gebraaide koring, en bone en lensies, ook gebraai, en heuning en dikmelk, en klein vee en kaas, en beesmelk na Dawid om te eet, en na die mense wat by hom was, want hulle het gesê, die mense het honger, en is moeg en het dors geword in die woestyn. Tot sover. Hoofstuk 18. En Dawid het die manskappe gemonster wat by hom was, en die owerstes oor 1000 en die owerstes oor 100 en oor hulle aangestel. En Dawid het die manskappe uitgestuur, 'n derde deel onder bevel van Joab, en 'n derde onder Abisai, die seun van Seruia, die broer van Joab, en 'n derde onder Itai, die Getiet. En die koning het aan die manskappe gesê, ek sal ook seker saam met julle uittrek. Maar die manskappe het gesê, u mag nie uittrek nie, want as ons miskien vlug, sal ons nie op ons ag gee nie. Ja, al sterwe die helfte van ons, hulle sal nie op ons ag gee nie, want u is soos 10.000 van ons. Dit is dan nou beter dat u ons van die stad uit te hulp kom. Toe sê die koning vir hulle, wat goed is in julle oë, sal ek doen. En die koning het langs die poort gaan staan, terwyl al die manskappe by honderde en by duisende uittrek. En die koning het Joab en Abisai en Itai bevel gegee en gesê, saggies met die jong manne met Absalom. En al die manskappe het gehoor toe die koning aan al die owerstes bevel gee omtrent Absalom. Daarop trek die manskappe uit die veld in om Israel te ontmoet. En die geveg het plaasgevind in die bos van Efraim. En die manskappe van Israel is daar voor die dienaars van Dawid verslaan. En die neerlaag was die dag daar groot, 20.000. Maar die geveg is daar uitgebrei oor die oppervlakte van die hele land. En in die bos het
dag sonder die mens meer verteer as wat die swaard verteer het. En die dienaars van Dawid het Absalom onverwags aangetref, terwyl Absalom op 'n myl ry, en toe die myl onder die digte takke van die groot terpentynboom ingaan, het sy hoof in die terpentynboom vasgehaak, sodat hy tussen die hemel en aarde gebly hang het, terwyl die myl onder hom wegloop. Toe die man dit sien, het hy aan Joab berig gebring en gesê, kyk, ek het Absalom aan 'n terpentynboom sien hang. En Joab sê vir die man, wat hom die berig gebring het, en as jy dit gesien het, waarom het jy hom nie dan teen die grond neergeslaan nie? Dan moes ek jou 10 silwerstukke en 1 gord gee. Maar die man sê vir Joab, al kon ek ook duisende silwerstukke op my hand weeg, ook sou my hand tog nie uitsteek teen die seun van die koning nie, want die koning het U en Abisai en Itai vir ons oor 'n bevel gegee en gesê, julle wie dan ook moet vir die jongman Absalom sorg. Of as ek vals teen sy lewe gehandel het, niks tog bly vir die koning verborge nie, dan sou U op sy gestaan het. Toe sê Joab, ek wil nie so by jou vertoef nie, en hy het 3 spiese in sy hand geneem, en die in die hart van Absalom gesteek, terwyl hy nog lewendig was binne in die terpentynboom. En 10 jong manne, wapendraers van Joab, het nader gekom by Absalom en Absalom doodgeslaan. Daarop blaas Joab op die ramshoring, en al die manskappe het omgedraai, en Israel nie meer agtervolg nie. Want Joab het die manskappe teruggehou, en toe het hulle Absalom geneem en hom in die bos in 'n groot kuil gegooi, en 'n baie groot hoop klippe op hom gestapel, onderwyl die hele Israel elkeen na sy tent vlug. En Absalom het gedurende sy lewe die gedenkstene wat in die Koningsdal staan geneem en vir homself opgerig met die woorde, ek het geen seun om my naam in gedagtenis te hou nie. En hy het ook die gedenksteen na sy naam genoem, en dit word tot vandag toe genoem die gedenksteen van Absalom. Dawid rou oor Absalom vanaf vers 19. Daarop sê Ahimaas, die seun van Sadok, laat my tog hardloop en aan die koning die goeie boodskap bring, dat die hemelse Vader aan hom reg verskaf het teenoor sy vyande. Maar Joab sê vir hom, jy is nie vandag 'n man vir 'n boodskap nie, maar ander dag kan jy 'n boodskap bring. Vandag mag jy nie die boodskap bring nie, juis omdat die seun van die koning dood is. Toe sê Joab vir die Kesiet, gaan vertel die koning wat jy gesien het. En die Kesiet het voor Joab gebuig en gehardloop. Maar Ahimaas, die seun van Sadok, het nog 'n keer aan Joab gesê, laat kom wat wil, laat my tog ook agter die Kesiet aanhardloop. En Joab vra, waarom wil jy dan nou hardloop, my seun? Vir jou is daar tog geen boodskappersloon te kry nie. Laat kom wat wil, sê hy, ek hardloop. En hy antwoord hom, hardloop. En Ahimaas het met die pad na die Jordaanstreek gehardloop en die Kesiet verbygegaan. En terwyl Dawid tussen die 2 poortingange sit, het die wag op die dak van die poort op die muur geklim, en toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens 'n man alleen hardloop. En toe het hy wag uitgeroep en dit aan die koning meegedeel, en die koning gesê, as hy alleen is, dan is daar 'n goeie boodskap in sy mond, terwyl hy al nader en nader kom. Sien die wag in 'n ander man hardloop, en die wag het gesê aan die poortwagter te geroep en gesê, kyk, daar kom hardloop nog 'n man, alleen. Daarop sê die koning, hy bring ook 'n goeie boodskap. Verder het die wag gesê, ek sien die gang van die eerste is soos die gang van Ahimaas, die seun van Sadok. Toe sê die koning, hy is 'n goeie man, en hy kom met 'n goeie boodskap. En Ahimaas het uitgeroep en aan die koning gesê, vrede, en hy het hom voor die koning gebuig
met sy aangesig na die aarde en gesê, geloofd sal die hemelse Vader, u God, wat die manne oorgelewer het, wat hulle hand teen my Heer, die koning, opgetel het. Toe vra die koning, gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En Ahimaas antwoord, ek het groot gevoel gesien toe Joab, die dienaar van die koning, naamlik u dienaar, gestuur het, maar ek het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê die koning, gaan op sy en kom hier staan. Toe hy dan op sy gaan en daar bly staan, kom die Kesiet juis aan, en die Kesiet sê, my Heer, die koning moet die blye boodskap ontvang, dat die hemelse Vader aan u vandag reg verskaf het teenoor almal wat teen u opgestaan het. En die koning het die Kesiet gevra, gaan dit goed met die jongman Absalom? En die Kesiet sê, mag dit met die vyande van my Heer, die koning, en met almal wat teen hom opstaan, om kwaad te doen, gaan soos met die jongman. Toe het die koning baie ontroerd geword, en opgeklim na die bovertrek van die poort en geween. En hy het rondgeloop en so gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ag, as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun, my seun, my seun. Tot sover. Okay, hoofstuk 19. En aan Joab is meegedeel, kyk, die koning ween, en die bedryf rou oor Absalom. En daardie dag het die oorwinning vir die hele volk 'n roubedryf geword, omdat die volk die dag gehoor sê het, die koning is bedroef oor sy seun. Daarom het die hele volk die dag stilletjies die stad ingekom, net soos mense wat skaam is, weggesluip as hulle in die geveg gevlug het. En die koning het sy gesig toegemaak, en die koning het hardop uitgeroep, my seun Absalom, Absalom, my seun, my seun. En toe Joab by die koning in die huis, toe kom Joab by die koning in die huis en sê, u het vandag die aangesig van al die dienaars beskaamd gemaak, want vandag u lewe en die lewe van u seuns en dogters en die lewe van u vroue en die lewe van u byvroue gered het, deur lief te hê diegene wat u haat, en te haat diegene wat u lief het, want u gee vandag te kenne, dat die owerstes en die onderdane vir u niks is nie, want ek merk vandag dat as Absalom lewendig en ons almal vandag dood was, dit dan in u oë reg sou gewees het. Staan dan nou op, gaan uit en spreek na die hart van u dienaars, wat ek sweer by die hemelse Vader. As u nie uitgaan nie, sal sekerlik vandag geen man by u bly nie, en dit sal vir u 'n groter onheil wees as al die onheile wat u oorgekom het, van u jeug af tot nou toe. En die koning het opgestaan en in die poort gaan sit, en hulle het die hele volk laat weet en gesê, kyk, die koning sit in die poort. Daarna het die hele volk voor die koning gekom, maar Israel het gevlug, elkeen na sy tente toe. Koning Dawid gaan terug na Jerusalem, vanaf vers 9. En die hele volk onder al die stamme van Israel het onder mekaar getwis en gesê, die koning het ons verlos uit die hand van ons vyande, en hy het ons gered uit die hand van die Filistyne, en nou moes hy die land uitvlug vir Absalom. En Absalom wat ons oor ons gesalf het in die geveg gesneuwel. Waarom is julle dan nou nalatig om die koning terug te bring? Toe het koning Dawid gestuur na Sadok en Abiatar, die priesters, om te sê, spreek met die oudstes van Juda, en vra, waarom sou julle die laastes wees om die koning terug te bring na sy huis? Die gesegde van die hele Israel het naamlik die koning in sy huis bereik. Hulle is my broers, my been en my vlees is julle. Waarom sou julle dan die laastes wees om die koning terug te bring? En Amasa moet julle sê, is jy nie my been
en my vlees nie, mag God so aan my doen en so daaraan toedoen as jy nie al die dae leerowerste voor my in die plek van Joab sal wees nie. So het hy dan die hart van al die manne van Juda sonder uitsondering geneig, sodat hulle die koning laat weet het, kom terug, u met al u dienaars. Daarop het die koning teruggegaan en by die Jordaan aangekom, en Juda het na Gilgal gekom, om die koning tegemoet te gaan, om die koning oor die Jordaan te bring. En Semai, die seun van Gera, die Benjamiet, wat uit Baharim was, het hom gehaas en saam met die manne van Juda afgekom, om koning Dawid te ontmoet. En duisende man uit Benjamin was saam met hom. Verder Siba, die dienaar van Saul se huis, met sy 15 seuns en sy 20 slawe saam met hom, en hulle het voor die koning al die Jordaan bereik. En die pond het heen en weer gevaar, en die huis van die koning om die huis van die koning oor te bring, en te doen wat goed was in sy oë. En Semai, die seun van Gera, het voor die koning neergeval toe hy by die Jordaan sou oortrek, en aan die koning gesê, my heer, moet my skuld nie toereken en daar nie aan dink hoe u dienaar verkeerd gehandel het, op die dag dat my heer die koning uit Jerusalem uitgetrek het nie, deurdat die koning dit ter harte sou neem nie, want u dienaar weet dat ek gesondig het, maar soos u sien vandag het ek die eerste van die hele huis van Josef afgekom, om my heer die koning tegemoet te gaan. Toe het Abasai, die seun van Seruja, geantwoord en gesê, moet Semai nie hier oor gedood word, dat hy die gesalfde van die hemelse Vader gevloek het nie? Maar Dawid sê, wat het ek met julle te doen, seuns van Seruja, dat julle vandag my teenstanders word? Sal iemand vandag in Israel gedood word? Want weet ek dan nie, dat ek vandag koning oor Israel is nie? Daarop sê die koning aan Semai, jy sal nie sterf nie, en die koning het vir hom gesweer. Mephiboset, die klein seun van Saul, het ook afgekom om die koning tegemoet te kom, en hy het sy voete nie skoon gemaak en sy baard nie geskeer en sy klere nie gewas van die dag af dat die koning weggegaan het, tot op die dag dat hy behoue teruggekom het nie. En toe hy in Jerusalem die koning tegemoet kom, sê die koning vir hom, waarom het jy nie met my saamgetrek nie, Mephiboset? En hy antwoord, my heer, die koning, my dienaar, het my bedrieg, want u dienaar het gedink, ek wil vir my die esel laat opsal, dat ek daarop kan ry, en met u die koning kan saamtrek, want u dienaar is lam. En hy het ewenswel u dienaar by my heer die koning belaster. Maar my heer die koning is soos 'n engel van God. Doen dan wat goed is in u oë, want my hele familie was by my heer die koning niks anders as manne wat die dood verdien nie. Tog het u dienaar opgeneem onder die wat aan u tafel eet. Watter regsaanspraak het ek dan nog meer op my verder op die koning te beroep? Toe sê die koning vir hom, waarom nog meer woorde? Ek sê, jy en Siba moet die grond verdeel. En Mephiboset het die koning geantwoord, hy kan ook alles neem, nadat my heer die koning behoue in die huis gekom het. Barzillai, die Gileadiet, het ook afgekom van Rogelim, en met die koning oor die Jordaan getrek, en hom oor die Jordaan weg te bring. En Barzillai, die was baie oud, 'n man van 80 jaar, en hy het die koning onderhou gedurende sy verblyf in Mahanaim, want hy was 'n baie vermoeide man. Toe sê die koning vir Barzillai, trek jy saam met my oor, dan sal ek jou by my in Jerusalem onderhou. Maar Barzillai het die koning geantwoord, hoeveel sal die dae van my lewensjaar dan wees,
dat ek saam met die koning moet opgaan na Jerusalem? Ek is vandag 80 jaar oud. Kan ek tussen goed en kwaad onderskei? Of sal u dienaar kan proe wat ek eet en wat ek drink? Of sal ek nog kan aanhoor die stem van die sangers en die sangeresse? Waarom sal u dienaar my Heer die koning dan nog tot 'n las wees? U dienaar kan net 'n entjie saam met die koning trek oor die Jordaan. Waarom tog sou die koning hierdie vergelding aan my doen? Laat u dienaar tog maar omdraai, dat ek kan sterf in my stad, by die graf van my vader en my moeder. Maar hier is u dienaar, Kimeam. Laat hy saam met u, my Heer, die koning oortrek, en doen aan hom wat goed is in u oë. En die koning sê, Kimeam kan saam met hom oortrek, dan sal ek aan hom doen wat goed is in jou oë. En alles wat jy verkies om aan my op te dra, sal ek vir jou doen. Toe trek die hele volk die Jordaan oor, en nadat die koning ook oorgetrek het, soen die koning Barsilea en groet hom, en hy het na die woonplek teruggegaan. Daarop het die koning verder getrek na Gilgal, en Kimham het saam met hom getrek, en die hele volk van Juda en ook die helfte van die volk van Israel het die koning verder gebring. Twis tussen Juda en Israel vanaf vers 41. Met eens kom toe al die manne van Israel by die koning aan en sê aan die koning: Waarom het ons broers, die manne van Juda, u gesteel en die koning en sy huis en al die manne van Dawid saam met hom oor die Jordaan gebring? Daarop antwoord die manne van Juda: Die manne van Israel, omdat die koning aan my verwant is. Maar waarom is jy tog kwaad oor hierdie saak? Het ons nooit iets van die koning geëet, of is iets as 'n porsie vir ons weggedra? En die manne van Israel het die manne van Juda geantwoord en gesê: Ek het 10 aandele aan die koning, en ook meer reg op Dawid as jy. Waarom het jy my dan veragtelik behandel? Was my woorde dan nie die eerste om my koning terug te bring nie? Maar die woorde van die manne van Juda was heftiger as die woorde van die manne van Israel. Tot sover.